begin hierdie jaar met hierdie reeks vervulde lewe. Hoe lyk 'n lewe wat 'n volkryk lewe is? 'n Vervulde lewe lê nie in meer dinge of in meer dinge te beplan nie, maar dit lê in 'n lewe saam met Jesus Christus. En daarom is ons besig om te kyk in die rigting van Jesus Christus. Hoe het Jesus geleef en hoe kan ons van hierdie geloofsgewoontes van Jesus in ons lewens inbou en leef? Want dit lei ons uiteindelik na vervulde lewe. Vanoggend se skrifgedeelte kom uit Lukas 5 uit en jy is welkom om te blaai na Lukas 5. Ons gaan net na een skrif kyk in Lukas 5. Terwyl jy oopmaak en blaai na Lukas 5, wil ek jou agtergrond gee, 'n ampere opbou van dit wat gebeur in hierdie hoofstuk. As ons kyk na Jesus se lewe in hierdie hoofstuk, kom ons agter hierdie is 'n besige hoofstuk. Daar's baie wat gebeur. Kom ek verfris jou geheue. Jesus kies sy eerste disippels. Hy roep hulle om disippels te word. En in die eerste eeu, as jy iemand geroep het om 'n disipel te word, het dit nie gewerk soos in ons dag en tyd, waar ons sê, ons het 'n disipelskap klas woensdaande van 6:30 tot 7:30 nie, vir die volgende 5 weke nie. Nee. Daardie disipelskap klas het beteken, dat Jesus nooi hierdie 12 mans, om saam met hom te leef. 7 dae 'n week, 24 uur. Dink gou vir jouself in, as jy 12 persone rondom jou het, die heeltyd, wat jou dophou, wat by jou leer, wat moeilike vrae vra, wat konflik het in die groep. Dink aan alles wat jy aan moet dink, die besluite wat jy moet neem. Vandag is daar 'n woord vir ons wat baie besluite moet neem. Ons praat baie keer van besluitmoegheid. En ek seker daarvan, daar's baie van ons wat dit al beleef het. Dalk vereis jou rol by jou werk, dat jy baie besluite moet neem. As ek net dink aan ons as ouers, die hoeveelheid besluite wat ouers moet neem in 'n dag. Geen wonder, jy kom teen die einde van 'n dag en jy dalk hierdie besluitmoegheid en jou man of jou vrou vra vir jou daai gevreesde vraag, wat eet ons vanaand? En al wat jy net wil sê is, ek het nie nog krag om hieroor te dink nie. Jesus het 12 persone, 24 uur, 7 dae 'n dag, 7 dae 'n week, saam met hom. Maar dis nie al wat in Lukas 5 gebeur nie. In Lukas 5 sien ons hoe Jesus beskikbaar is vir mense in nood. Julle weet hoeveel vat dit van jou om iemand by te staan in nood? Om daai helende teenwoordigheid in iemand se lewe te wees. Dit vra dat jy baie keer onderbreek word. Dat jy opofferings moet maak. En is hier in Lukas 5 waar Jesus te doen kry met 'n man wat melaats is. Een van die mees gevreesde siektes van sy tyd. Jy kan dink hoe daai man gelyk het. Emosioneel wat daai man moes beleef het. Hy is weggevat van sy familie en vriende, hy moet 'n lewe van isolasie leef, en Jesus is beskikbaar vir hierdie man in nood. Maar dis nie al wat gebeur in hierdie hoofstuk nie. Buiten vir die 12, buiten vir hierdie mense in nood, sien ons hoe Jesus mense leer in die publiek. En ons lees hier in Lukas 5 'n gedeelte waar hy in 'n huis is en daar's mense van die nabygeleë dorpe wat kom luister na Jesus se lering. In ons dag en tyd, as ons in Secunda sou ontmoet, en ek weet, hier's vandag mense hier van Leandra, van Standerton. Vir hom sal dit wees dat mense ingestroom het van verskillende plekke. Selfs so ver as Boksburg, Springs, en ons sal selfs die mense van Brakpan verwelkom. En dis by hierdie geleentheid waar Jesus besig is om mense te leer, daar's nie plek vir al die mense nie, en skielik breek die dak oop, en hulle laat sak, 4 vriende laat sak 'n vriend hier voor Jesus. Kan jy dink wat hy moes beleef het, die energie wat ook
hy moes gee, die lering, wat hy van hom gevra het. Maar dis nie al nie. Teen die einde van die hoofstuk lees ons dat Jesus saam met mense eet. Een van die mees welvarendste persone in die dorp, dink gou aan daai persoon dalk in ons dorp, kom tot bekering. En hierdie man in Jesus se tyd was bekend gewees vir korrupsie, vir oneerlikheid. En hy kom tot bekering. En hy nooi vir Jesus na sy huis, hy sê, Jesus, ek wil 'n partytjie hou by my huis. En ek wil die ander mense wat in my netwerk is, wat soos ek is, ek wil hulle nooi, want hulle moet U leer ken. En Jesus is selfs, ten spyte van alles wat hy beleef, is hy beskikbaar vir mense by hulle huis, hierdie ete, saam met Levi en sy vriende. En in die middel van alles wat gebeur in Lukas 5, lees ons skrifgedeelte vanoggend. Kom ons lees saam vers 16. Maar Jesus het hom gereeld in verlate plekke afgesonder om te bid. Jesus, met al die nood rondom hom, met al die besig, almal wat vra vir sy aandag, maak tyd, bou 'n ritme in sy lewe in, om af te sonder en te bid. Dit lei ons na 'n vervulde lewe. Ek weet nie van jou nie, maar as ek hierdie sin oor my lewe moet lees, sal dit baie keer anders lees. En daar kan jy mee identifiseer. Ek dink baie keer sal ek sê, maar Ewald het hom gereeld in 'n verlate plek afgesonder om sy WhatsApps na te gaan. En jy kan jou naam invul. Sy het haar gereeld op verlate plekke afgesonder om op te vang op die nuutste Netflix-reeks. Hy het hom gereeld in verlate plekke afgesonder om die game te kyk tussen die Stormers en die Bloubulle. Of sy het haarself gereeld afgesonder op verlate plekke net om so 'n bietjie me-time te kan hê. En daar's niks verkeerd met alles wat ek nou genoem het nie. Maar is hierdie ritme van Jesus, die ritme om gereeld op verlate plekke af te sonder om te bid, is dit deel van jou lewe, van my lewe? As jy dink aan daai woordjie bid, ek dink aan die disippels en vanoggend ook, as ons dink aan die sirkels waarna ons kyk, ook in hierdie reeks, die verskillende lewensareas. Vanoggend kyk ons na die tweede sirkel. Ons het verlede week begin met vernuwing en vanoggend gebed. Dat die disippels van Jesus, die een ding wat hulle vir Jesus vra in al die evangelies om hulle te leer om te doen, 'n reguit vraag, is nie Jesus leer ons om te preek nie. Jesus leer ons om met autoriteit ander te leer nie. Jesus leer ons om wondertekens te doen, leer ons om siekes gesond te maak. Dis nie wat hulle vir Jesus vra nie. Die een ding wat hierdie disippels vir Jesus vra, is een dag, terwyl hy besig was om af te sonder op 'n verlate plek, het hulle hom dopgehou. En hierdie jong manne wat groot geword het met gebed, gebed was nie vir hulle iets vreemd nie. Dis Joodse jong manne wat geweet het hoe lyk gebed, 3-4 keer 'n dag, wat feeste bygewoon het deur die jaar. Maar as iets in Jesus se gebedslewe, waar hulle besef, hier's iets anders. Here, hier's die een vraag. Leer ons om te bid. Dit wat U doen. Ons wil dit graag inbou in ons lewe. Nou, ons gaan net stil staan by hierdie een skrifgedeelte vanoggend en daar's 'n paar woorde wat ek wil uitlig uit hierdie skrifgedeelte uit. Die eerste een is die woord gereeld. Ek dink nie ons gaan in hierdie reeks wegkom van hierdie woord nie. Gereeld dis 'n ritme wat ek inbou. En ons het vir mekaar gesê 2-3 weke terug dat
Dit wat ek herhaal, vorm wie ek is. My ritmes vorm my identiteit. Jesus het nie eers gewag dat daar 'n krisis is voordat hy bid nie. Hy het nie eers gewag totdat hy net groot besluite moet neem voordat hy bid nie, of dat die tank van sy lewe, die kruik van sy lewe leeg is voor hy bid nie. Maar hy het hierdie ritme ingebou. As ek dink aan 'n leedtank, kan ek nie help om te dink aan ons voertuie nie. Nou baie vereenvoudig, dink ek vandag is hier twee groepe mense, en ek wil jou vra om te identifiseer in watter groep val jy. As jy moet dink aan jou voertuig, hier's van ons wat jou voertuig druk, daai petroltank, daai dieseltank druk, tot op die einde. Jy ry daai bakkie, jy ry daai voertuig, daai motor, totdat daai liggie aangaan, ping, en jy sien, daar's nog 10 km oor, en dan sê jy vir jouself, man, hulle jok, ek seker van ek kan meer as 10 km uit hierdie tank uitkry. Hier is van ons wat so lewe. Maar dan is hier van ons wat lewe met 'n vol tank. As jou voertuig hier by halfpad is, dan voel dit vir jou hy's leeg. En dan stop jy om die tank weer vol te maak. Nou, ek weet nie hoe dit werk nie. Gewoonlik trou die voltank mense met die leedtank mense. Kan ek net gesien, hoeveel van julle is getroud met iemand wat hou van 'n leedtank, wat daai voertuig druk? Ons moet bid vir hierdie mense. Hier's 'n paar van ons. Nou, ek gaan vir jou 'n stukkie raad gee. As jou vrou swanger is, moenie so ry nie. Moenie so ry nie. Met die geboorte van ons tweede enetjie Jan Willem, die aand 11:30 maak Alida my wakker. En nou julle gaan nou raai wie is die leedtank en die voltank mense in hierdie verhouding. En sy maak my wakker, baie benoud, en sy sê, dis nou tyd. Nou my manbrein, ons kan nie altyd die manbrein vertrou nie. My manbrein sê vir haar, sy is besig om te ooreageer. Wees jy die kalm teenwoordigheid vanaand in hierdie huis? Ek sê vir haar, liefie, kan ek vir jou 'n koppie koffie maak? En ek onthou ek die bed gaan opmaak. Sy het gesê, ons moet nou ry. Ons is in die Polo, daar het 'n Polo gery. Ek skakel die Polo aan, en daai gevreesde ping geluid. Ping! Ek wens julle kon my vrou se gesig sien. En op die skermpie sê hy vir my, jy kan nog 8 km ry, en ek weet, Durbanville Medikliniek waar ons moet wees, is 10 km van ons huis af. Nou dis in daai oomblikke, manne, waar jy bid en sommer vas vir onderskeiding. Here, wat doen ek in hierdie omstand? Moet ek stop vir petrol? En langs storie kort, ek het nie eens gestop by die rooi ligte nie, want my vrou het amper ons seun laat gebore word. Nou gekkie skuld vir haar, in die Polo. Ons het hom amper Volkswagen genoem. Maar toe ons stop by daai Medikliniek, ek jok nou nie vir julle nie. Binne 10 minute is Jan Willem gebore. Die ginekoloog was nie eers in tyd gewees nie. Maar toe kom ek 'n tweede ding agter. Daar's sekere dinge wat jy in die kraam sal sê en as pa, en sekere dinge wat jy nie moet sê nie. Paas, dis gratis inligting vir julle wie se vrou swanger is. En ongelukkig het ek die harde les geleer, die goed wat jy nie moet sê nie. Want die eerste toe hy gebore is, die eerste ding wat ek vir Alida sê is, dit was nou maklik. Toe begin dit net uit my mond uit te vloei, die verkeerde goed. En toe sê ek vir, nou is dit tyd vir die derde enetjie. Nou, tot vandag toe gaan ek vir trauma berading oor dit wat sy gesê het en gedoen het in daai kraamsaal. Julle moet bid vir my asseblief. Maar die lang storie, net om hierdie punt te maak, 'n ritme van vol tank. Dat Jesus wag nie dat die tank van sy lewe eers leegloop nie. En as ons dink aan die ritme van Jesus se lewe, daai woordjie gereeld. En ons gaan nie al die voorbeelde kan noem nie, maar Jesus het hierdie ritme van terugtrek en terugkeer. Hy bly nie in afsondering nie. Hy keer altyd terug na die wêreld toe. Die wêreld waar God hom wil gebruik om te bedien. En net so vir jou en my ook. Wanneer ons terugtrek in afsondering, stuur God ons altyd terug. Dis die ritme in Jesus se lewe. Kom ek noem 3 voorbeelde. Jesus begin sy bediening 40 dae in die woestyn, 'n verlate plek, afgesonder.
En dan lees ons hierdie kragtige vers, in Lukas 4 vers 14, Jesus het na Galilea toe teruggegaan, vol van die krag van die Gees. Die ritme van terugtrek maar terugkeer. 'n tweede voorbeeld, wanneer hy sy disippels kies, dan lees ons in Lukas 12, dat hy die hele nag deurgebring in gebed. Moet jy belangrike besluite neem in jou lewe, by jou werkplek? Het jy God se onderskeiding en wysheid nodig? Dat Jesus gaan na 'n verlate plek, en hy gaan sonder af. Maar hy bly nie daar op die berg nie. Hy kom terug en hy neem hierdie belangrike besluit. Daar's 'n derde voorbeeld, en dis Jesus wat verlies beleef. Een van sy beste vriende, Johannes die Doper, sterf. Hy's wreed vermoor. Ons almal beleef verlies. En wat doen Jesus in daai tyd van verlies? Hy gaan na 'n eensame plek, en hy stil, alleen. Versterk homself in God, maar daar's 'n terugkeer, en as jy die gedeelte lees daarna, daai terugkeer, kom bedien hy mense met nog groter sensitiwiteit, en met passie, en met liefde. Dit vorm sy bediening aan die wêreld. Die terugtrek uit die wêreld, rus hom toe vir bediening in die wêreld. En net so jy en ek, wanneer ons hierdie ritme inbou van gebed, van stil word, van afsonder en verlate plekke, kom God en hy kom raak ons identiteit aan, hy gee vir ons rigting, hy kom gee vir ons vrede. Gereeld is die een woord. 'n tweede woord uit daai skrifgedeelte is die woord verlate plekke. Wanneer die disippels vir Jesus vra, leer ons om te bid. En ek weet nie van jou nie, baie keer wil ek dadelik na daai lys toe gaan. Ek wil die regte goed weet. Wat moet ek bid, Here? En voordat Jesus vir hulle sê wat om te bid, sê vir hulle waar om te bid. Matteus 6:6, hy sê wanneer jy bid, gaan na die stilste vertrek in die huis en maak die deur agter jou toe, sodat jy daar in jou alleenheid tot jou Vader kan bid. En jou Vader wat alles weet, sal jou beloon. Wat 'n wonderlike beeld. Nou, wanneer ons in daai stil verlate plek is, kom God en hy beloon ons. Dink gou, hoe beloon God ons? Maar daai verlate plek. Die een Afrikaanse vertaling, dis die 53 vertaling, vertaal dit met jou binnekamer. Gaan na jou binnekamer. As jy gaan na die grondteks toe en jy gaan vra maar hoe het die binnekamer gelyk, en jy veral gaan kyk, die van julle wat dalk in Israel was en dink aan daai eerste eeuse huise, dit was nie soos ons huise gewees nie. Dit was meestal vir die gemiddelde persoon 'n oop plan huis gewees. Almal het in een vertrek gewoon. Maar die vertrek in die huis wat toe was die stoorkamer gewees. Daar waar daar kos gestoor was en implemente gestoor was. Dis die binnekamer van die huis. Baie keer in die middel, die kern van die huis. Soms was dit selfs ondergrond gewees, as 'n tipe van 'n koelkamer. En Jesus sê, wil julle leer om te bid? Gaan in daai kamer in en gaan maak die deur toe, waar jy alleen kan wees. Ons almal weet, Jesus weet dit ook, ons almal weet, ons kan enige plek, enige tyd bid. Ons weet dit. Dis een skrywer wat sê, hy sê sonder afsondering in hierdie verlate plekke, gaan dit vir jou onmoontlik wees om 'n geestelike lewe te kan lei. Onmoontlik, dis groot woorde. Ons kan nie ons verhouding met God net bou op daai gebede on the go nie. Ons weet ons kan so bid, maar dit gaan jou nie lei na 'n vervulde lewe nie. Die vervulde lewe begin by iemand wat daai stil plek soek. En nou vra mens baie keer, maar waar is daai stil plek? Ek dink vandag hier aan mamas en die kinders, die program, die skoolprogram, die aktiwiteite. Ek dink aan paas wat dalk vroegoggend by die werk moet wees, tot laat aand werk. Ma's ook baie keer. Ek dink aan elkeen van ons program. Elkeen van ons program lyk anders, maar as ek agterkom, daar's baie wat moet gebeur. En ons wonder soms, waar in hierdie wêreld kan ek 'n stil plek kry? Ek lees van Ruth Graham, Billy Graham se vrou, wat 'n paar kinders in die huis gehad het, en sy het die gewoonte gehad,
Sy het 'n voorskoot gedra by die huis en dan as sy die voorskoot oor haar kop gooi en sit op die stoel met die voorskoot, het die kinders geweet, mamma is nou in haar stilplek. Los vir mamma, sy is in haar stilplek. Sy het 'n stilplek gemaak. Ek hoor van ons ouers hier, wat dalk 'n paar minute vroeër werk toe gaan, kinders aflaai en 'n paar minute in die voertuig spandeer as 'n stil plek. As ek dink aan Jesus het 'n stil plek gevind buite die besige stad Jerusalem, in 'n tuin, 'n paar 100 meter, weer eens, net onder die Olyfberg. Terloops, die Olyfberg is nie 'n berg nie, dis meer van 'n heuwel, wat uitkyk oor die stad Jerusalem. En as jy afstap van die Olyfberg, vind jy 'n tuin wat geplant is vol olyfbome. 'n paar 100 meter buitekant die stad. En nou sê die evangelies vir ons, jy kan gaan lees in Lukas, dat Jesus het gereeld, dit was 'n ritme by hom. Hy het gereeld daai paar 100 meter gestap, uit die stad uit, na hierdie tuin toe, en onder die olyfbome gaan sit en bid. In Johannes lees ons toe Judas die soldate bring om vir Jesus te moet gevange neem, toe sê hy het geweet waar Jesus is. Hy sê, want Jesus en sy disippels het dikwels in hierdie tuin gaan bid. Hulle eerste stop was die tuin gewees. Ek wonder baie keer, wat sou hulle oor my lewe gesê het? Ewald is dikwels, waar sal hy my eerste gesoek het? Waar sal hy jou eerste soek? Dis 'n gewoonte, 'n ritme, geloofsgewoonte. Moenie bang wees vir die woord gewoonte nie. Geloofsgewoonte in Jesus se lewe. Verlate plekke. Ons dorp is gevul met verlate plekke as jy nie by jou huis regkom nie. Ons het 'n pragtige groen strook met gebedsareas onder wilgerbome. Dankie vir die wat ook hard werk om daai groen strook so mooi en versorg te hou. Maar kom ons vind verlate stil plekke om hierdie verhouding met God te kan bou, te kan bid. Die laaste woord wat ek raak sien is die woord afgesonder. En ek dink ons moet vir mekaar sê wat afsondering nie is nie. Afsondering is nie isolasie nie. En ons gaan later in hierdie reeks kyk, die kontras tussen isolasie en verhoudingsbou. Afsondering is nie, om gesonde verhoudings in ons lewe te kan hê, het ons soms afsondering nodig. Afsondering tweedens is ook nie ontvlugting nie, dis nie vermyding nie. Dis nie wat afsondering is nie. Dis Ruth Haley Barton wat 'n goeie definisie gee vir afsondering, vir solitude. Sy sê solitude is simply being with God and God alone. Ek wil jou nooi om daai woorde weer te lees. As jy moet dink aan hoe jou jaar begin het jy hierdie tye gehad al? As jy moet dink aan jou kalender, as jy moet dink aan dit waarmee jy besig is, en ek vra self ook hierdie vraag oor my lewe, die rol wat jy moet vervul by jou werkplek, in jou familie, is hierdie waar van jou? Ek weet nie van jou nie, ek soek 'n vervulde lewe. Solitude is simply being with God and God alone. Dis gebed, dis gebed. En ons kon vandag vir mekaar baie dinge sê oor gebed. Daar's soveel verskillende style en forme van gebed. Ek wil jou nooi vir vanaand, 6:30 in die Klipkerk, gaan ons hierdie tema oor gebed nog verder uitpak en prakties maak. Wees hier. Maar gebed in sy kern, of dit nou gebed is waar ek net in stilte sit, of dit gebed is waar ek vir ander intree, of dit gebed is van oorlogvoering, in die kern van gebed lê dit ek het hierdie tyd, hierdie ontmoeting met God. As ek dink aan afsondering, dan vra ek hierdie vraag, wat gebeur in tye van afsondering? En weer eens, ons kan vandag baie dinge sê, baie dinge. Maar daar's een beeld wat vir my hierdie week baie hulpvol was. Man met naam van Henry Nouwen skryf hieroor. Hy sê, afsondering is soos steierwerk, met ander woorde, scaffolding, wat in ons lewe afgebreek word. Dis wat gebeur. En ek kon nie help om te dink aan hierdie foto van die oprigting van die kruis verlede jaar met Paastyd nie. Met Paastyd toe ons hierdie kruis opgerig het en Kajima vir ons hierdie scaffolding kom opsit het om hierdie kruis in die konkreet vas te hou vir 2 dae. Maar hierdie scaffolding word later verwyder
As ons 'n jaar daarna nog gesit het met hierdie scaffolding, sou mense gesê het, wat gaan hier aan? Dit lyk nie goed nie. Maar die scaffolding was daar gewees vir daai tyd, sodat hierdie kruis kan vas staan in daai konkreet. Maar baie keer bou ons ook die scaffolding op in ons lewe. Die goed wat ons lewe regop hou, my ego, my prestasies, my titels, my besittings. En weer eens, dis nie verkeerd daai goed. Maar wanneer dit al word wat my lewe ophou. Dis in tye van afsondering, en dis wat nou gebeur, wat hy sê, die scaffolding word afgebreek, waar ek voor God kom, en God kom breek hierdie scaffolding af. Hy sê, daai is nie die goed wat jou lewe gaan regop hou nie. Dit is wonderlike goed, maar dit wat ek sien oor jou lewe, my gees in jou lewe, my wil oor jou lewe. Ons het dit net nou gesing. Met my hart wyd oop, van myself gestroop. Ek word gestroop. En God vorm 'n kruik wat vol is, en wat sterk is. Ons gaan in hierdie jaar, jy gaan in hierdie jaar, baie uitnodigings ontvang. Jy het al 10 in hierdie paar weke. Ek dink aan die WhatsApps groepe by ons skole. Jy gaan genooi word om deel te raak van jou graadgroep, dalk die hockeygroep. Pas op die foto's wat jy plaas op die hockeygroep. Jy gaan uitnodigings kry na verjaarsdagpartytjies. Dalk na 'n troue of 2. Dalk is daar 'n gradeplegtigheid wat vir julle voorlê. Van ons wie se kinders hierdie jaar matriek is, daar's 'n matriekafskeid. Daar's soveel uitnodigings wat na ons kant toe gaan kom. En Jesus kom met hierdie uitnodiging na sy disippels toe op 'n tyd waar hy sê hulle het nie eers tyd gehad om te eet nie. Jy het al so 'n dag beleef? Ek het nie eens tyd om te eet nie. Ek voel ek het nie tyd om uit te kom by wat ek moet uitkom. En hier is Jesus se uitnodiging aan jou. Hy sê vir hulle in Matteus of Markus 6, hy sê, kom julle alleen saam na 'n stil plek toe en kom rus 'n bietjie. Kom, laat ek jou volmaak. Daai kruik, soek jy vervulde lewe. Hier's die een uitnodiging wat ons nie kan mis hierdie jaar nie. Kom, sê hy, saam met my alleen na 'n stil plek toe. Ek is so opgewonde oor wat die Here gaan vorm in ons lewens, deur 'n ritme in te bou om op verlate plekke te kan afsonder. En waar ons gaan terugtrek en die Here gaan ons met groter effektiwiteit nog terugstuur in ons leefareas in. Ek wil jou nooi, Jean gaan vir ons lei in hierdie lied. Dis 'n lied van toewyding. Om te sê, Here, kom, raak die ritme van my lewe aan. Ek gaan vir ons bid, en dan gebruik ons hierdie tyd van toewyding. Here, ons wil die ritme van Jesus in ons lewe beoefen. Ons besef, ons moet soms stadiger beweeg, om op te vang by God. Here, ons wil nog meer hierdie ritme van afsondering, stil word en ontmoet met U in ons lewe inbou vir 'n vervulde lewe. Ons bid dit in U naam. Amen. Ek wil sommer nou, kom ons sit net en ons maak ons oë toe en ons drink hierdie woorde in. Dit is so kosbaar en so kragtig. I wanna be present. I wanna be focused. I wanna give you all of my attention. All of my affection. I wanna be hungry. I wanna be desperate. May my heart be set on fire. Yahweh, my desire. I don't wanna move so fast. May you be
slow me down? Would you slow me down? Jesus, slow me down. Would you slow me down? I wanna be reckless, old things abandoned. I'll be chasing down your presence, sending praises up to it. I don't wanna move so fast. May you be my first priority. I don't wanna put you last. I just wanna give you all of me. Slow me down. Would you slow me down? Jesus, slow me down. Would you slow me down? Slow me down, slow me down. Just take my eyes on what's around. Your spirit's moving here and now, and I don't wanna miss your presence. Not in a rush, I'd rather wait. Unite my heart to bring you praise. Tomorrow's calling, but today I don't wanna miss your presence. Would you slow me down? Slow me down. Jesus, slow me down. Would you slow me down? Slow me down. Jesus, slow me down. Would you slow me down? Kom ons sê die bid net saam. Here, ons wil vandag kom verklaar, U is die belangrikste persoon in ons lewe. Here, mag die manier hoe ons tyd spandeer, hoe ons afsonder, hoe ons gereeld by mekaar kom, hoe ons verlate plekke gaan, bewys wees, dat U werklik die belangrikste persoon is. Dankie dat U ons ontmoet waar ons is. Dankie dat U ons lewe kom vervul. Dankie dat ons altyd toeganklikheid het tot U in gebed. Enige plek, enige tyd, Here, dat ons beleef, ons kan ons hart met U deel, U kan met ons praat, ons kan 'n gesprek met U wees. Dankie vir die geskenk van gebed. In Jesus naam. Amen.